Dr. Eugene Kemp. Dr. Eugene Kemp, ons drink. Wat maak jy as jy een oggend ontwaak en die wêreld soos wat jy dit geken het toe jy gisteraand gaan slaap het, is nie meer nie, en is oornag in 'n apokaliptiese gebeure verwoes, en dis net 'n verskroeide aarde wat oorgebly het. Jy en 'n paar ongiere karakters het dit oorleef, en jy moet nou veg vir oorlewing en soek vir 'n veilige hawe. Die wêreld daar buite is donker en swart, en soos ek sê, heeltemal verskroei. Dit in kort vorm eintlik die agtergrond vir Cormac McCarthy se Pulitzer Pryswennerboek The Road. Nou, dis nie maklike leesstof nie, maar dit het my absoluut gegryp en geboei. Die hele stryd van 'n pa en 'n seun wat op 'n oorlewingspad deur verskroeide Amerika op hierdie pad is. Die boek se naam The Road verwys dan na hierdie pad wat eintlik so 'n moeilike pad is, en hulle is al vegtende teen uiterse koue, ongiere weersomstandighede, maar dan eintlik erger is die ongiere menselemente, wat die lelikste kant van menswees vertoon. Iemand het ergens gesê, in 'n krisis bring dit uit die mens uit of die slegste of die beste. Maar in die boek gaan dit baie sterk oor menslike karakters wat selfs hulle medemens sal opeet ter wille van oorlewing, om dit maar so kras te stel. Maar die pa en die seun hou vas aan die onseker en skrale hoop dat as hulle by die kus uitkom, daar 'n stukkie beskawing wag, dat daar ergens tog nog iets oor is van dit wat hulle geken het. Baie besonders is tog die liefdesband tussen pa en seun, en dit is amper soos 'n wit draadjie in hierdie donker tapisserie. En is dit die vonk van hoop en betekenisvolheid, iets om voor te leef en aan te hou op die pad. My so laat dink dat op pad waar dit soms met ons almal tog ons die stikkindheid van die wêreld en ons eie lewens soms so kan beleef, om te weet dat verhoudings en liefde, en dan nie net hierdie Hollywood verromantiseerde liefde nie, maar werklike omgee, eintlik maar die ding is waaroor dit gaan. Ek word tog so getref as ek hierdie boek lees, oor hoe belangrik dit is om met hoop te leef. En al kom lê die donker wêreld, in die stikkindheid van die wêreld, soos ek gesê het, baie keer hier in 'n ou se eie boesem, te weet ons is op pad na 'n ewige bestemming, en dis ons eindbestemming, dis ons eindelike bestemming. Maar hoe ons baie keer soos die Emmausgangers nie besef wie saam met ons op reis is nie. En dit maak dit ook, ongeag die omstandighede, vir ons die moeite werd. Ons het net nodig om weer bewus te word van dat die Here sê dat hy ons sal nooit begewe en nooit verlaat nie. En ook om net nooit op te hou, aanhou stap nie, om nie te gaan sit of lê en te wag en jou oor te gee aan die moedeloosheid nie. Daar's een laaste opmerking wat ek wil maak. Al hulle besittings en die bietjie kos wat hulle ergens dan ook kry, is in 'n winkeltrol. Hulle stoot 'n winkeltrol uit die pa en die seun, maar die een wiel is af. En dit my ook so laat besef dat soveel van ons beleef dat dit wat ons het op reis te gaan, is soms net so gebroken. En dan kyk ons na ander mense rondom ons wat lyk of hulle so gemaklik deur die lewe reis. Maar dat op die einde dit nie gaan oor die trollie en wat is in die trollie nie. Want sommige van ons se trollies is net so vol dat ons ook nie kan vooruit beweeg nie. Mag jy vandag op reis, op pad, net weer beleef, jy is nie alleen nie. Maar as die omstandighede moeilik en donker is, ook te weet dat hy jou die krag sal gee om ook daardeur te kom en eindtyd by jou bestemming te kan uitkom. Jy kan hierdie gedeelte op my Facebook bladsy gaan lees, jy kan vir my skryf eugenekemp@me.com.